kan my sitplekke neem. En terwyl ek die dorp inkom, daar bo by die Stopstraat, kom ek ingery. En in daardie oomblik stop ek ek hou stil by die Stopstraat. En toe ek by die Stopstraat stilhou, toe staan daar 'n vrou by die Stopstraat. En ek ry eers verby. En toe ek verby ry, toe ervaar ek so groot pyn en hartseer, dat ek in trane uitbars. Ek sê vir die Here, Here, wat? Hierdie vrou, en die Here wys my ons moet nie oordeel van wie daar staan nie. Dis maklik vir die mens om te oordeel. Dis sê, ja, kyk daar staan 'n vrou, maar sy seker dwelms en is dit en is dat. Ons ken nie haar omstandighede nie. Ek ken nie haar omstandighede nie. Ek ken haar nie. En die Here sê vir my, ja, het jy by haar gestop en vir haar iets gegee om te eet? En ek voel so skuldig in my hart, en ek draai net daarom, en ek ry terug. En ek stop by hierdie vrou, en ek het R200 by my, en ek vat dit, en ek rol dit, en ek, in 'n klein dingetjie, en ek stop by haar, en ek maak my venster oop. En ek gee die geldjie vir haar. En toe ek dit in 'n hand sit, vat sy my hand vas. En ek sê vir haar hierso, die Here sê, hierso is vir jou 'n geldjie, ek gaan koop vir jou kos, en wees geseënd. Maar sy gryp my vingers so vas, sy druk my vingers vas. En ek besef net weer, ons is vandag om te oordeel. En ek weet hoekom die Here hierdie skrif van hierdie boodskap vir my gegee vanmôre. Want alles het in lyn gepas, vandat ek hier in Lydenburg ingekom het alles net mooi ten goeie meegewerk tot en met nou. En ek ry daar weg en ek kom hier na toe, maar ek kan nie my kraan keer nie, ek kan dit nie keer nie, dit bly net vloei. Dit kom net. Ek kan dit nie keer nie. En ek voel en ek ervaar wat hierdie vrou en haar ervaar. Pyn, hartseer. Die pyn en die hartseer is so groot dat ek het voel. En nie net dit nie. Verwerping. Weggegooi. En ek ry weg. En ek dink by myself, Here, wat moet ek maak? What must I do? What can I do? Wat kan ek as 'n mens maak om hierdie mense te help? Wat moet ek doen, Here? Die Here het my nou nog nie geantwoord op dit nie. Maar ek is seker die Here sal vir my iets gee wat ek al die Here wil ek moet doen. En dan sal ek dit doen. Maar ek wou dit met die deel vanmôre, want dit is iets wat, dit gebeur nie altyd nie. Het al 'n paar keer met my gebeur, die verlede ook. Waar die Here wil ek met iets vir iemand gaan gee, of iets vir iemand gaan gee. In die middel van die winter moet ek my skoene uittrek en dit vir iemand anders gee, wat langs die pad sit sonder skoene. Dan doen ek dit. Nie omdat ons goed is nie, is omdat die Here praat, en die Here sê vir jou, stop, help. Ek seën jou, help daai ene. Ek seën jou, help daai ene. Die Here voorsien altyd op 'n bonatuurlike manier, want ons dink op die moeilikste tye, dan is die Here nog steeds dan om voorsien. En ek wou dit net met u deel vanmôre. Ons moet nie oordeel nie. Ons moet wegkom van oordeel af, om ander mense te oordeel. Ek gaan net vinnig hierdie skuif. Ek kry nou verskriklik warm. Vanmôre is 'n lekker warm dag. Dit daai en dag gooi.
So ja, prys die Here vanmôre. Ek is opgewonde oor wat die Here besig is om te doen, nie net vir ons as gemeente nie, maar wat die Here besig is om te doen in hierdie laaste dae en hierdie laaste tyd wat voorlê vir die kinders van die Here. Jy sien, daar kom 'n tyd vir ons as die kinders van die Here wat nie alles 100% gaan soos ons dit wil hê nie. Maar dit is ook goed, want sekere goed moet gebeur. Maar hierdie is iets baie besonders wat ek vanmôre met u wil deel, en ek gaan met u deel uit die skrif uit Lukas 7 van vers 36, ekskuus net. En ek gaan vir u lees vanaf vers 36. En ek lees vir die opskrif, en ek gaan vir u my tema gee. En die tema vanmôre is: wie is groter? Ek hou vir u voor. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy in die huis van die fariseër sy huis aan tafel was, het sy albasterfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween en gesê het sy voete begin te nat maak met haar trane en hulle afgedroog met hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, Meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter wat 2 skuldenaars gehad, en die een 500 pennings geskuld en die ander een het 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy aan albei geskenk. Sê nou wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. Water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy ingekom het, nie ophou om my voete te soen nie. Julle moet dit onthou. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes is baie vergewe, want sy het baie liefde gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sonde is jou vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self sê, wie is hierdie man wat self die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. En weet jy wat vanmôre, gisteraand toe ek hierdie skrif vat en ek lees hierdie skrif, het ek mooi oor hierdie skrif gedink, en ek het gedink, nee wag, ek gaan nie iets skryf nie, ek gaan dit los, ek gaan slaap. En ek het gaan slaap, en vroeg vanmôre was ek wakker. Het die Here my vroeg wakker gemaak.
En die Here het hierdie skrif aan my oopgemaak en vir my verduidelik wat is besig om te gebeur. En ek het dit verstaan, skriftuurlik het ek dit verstaan. Dit was mooi en ek het dit verstaan. As ons die skrif lees en ons verstaan dit, is dit goed. Maar daar's iets kort gewees. En wat maak die Here? Hy gee die skrif vir my, hy laat my dit verstaan, maar hy bring 'n ander iets in. Hy sit 'n vrou by 'n stopstraat neer. Om vir my te wys hoe werk dit. Hy sit die vrou daar neer sodat ek moet sien wat moet gedoen word. Ek moet ervaar wat daardie vrou ervaar het. Jy sien, daai fariseer het daar gesit en hy het gedink, hy's 'n fariseer, hy's reg, hy's okay. Hy nooi Jesus in sy huis in, maar hy was nie die Here se voete nie. Hy salf nie sy hoof nie. Hy sê, het jy tog maar dit ook gedoen? Het jy dit gedoen? Nee, jy het dit nie gedoen nie. Maar hier kom 'n vrou wat vol sonde is. Met ander woorde, sy het baie liefdes gehad, beteken hierdie vrou het baie mans gehad. So met ander woorde, sy het dinges gepleeg, nê? Ons sou gesê het, vandag sal ons sê, die Bybel sê dit geblik, hy sê, sy was 'n hoer. Sy het rondgeslaap. En die Here sê het sy al hierdie vuil sondes gehad en al hierdie goed gedoen. Dit maak nie saak of sy al hierdie goed gedoen het nie. Kyk wat het sy kom doen. Maar sy het iets spesifieks kom doen. Sy het by die Here se voete kom sit en gehuil. Jy moet jouself voorstel, broer en suster, hoe sy gehuil het toe sy by die Here se voete gekom het om te weet, Here, ek is so vuil sondaar. Here, vergewe my. My God, ek is vuil. En sy het by sy voete gekom en geweet, dit is die plek waar sy moet wees. En sy het begin te huil. Sy het begin te haar lewe oorgee vir die Here en sê, Here, vergewe my. Here, vergewe my. En die Here het haar gelos, wat sy dit doen. Hy het haar gelos, want weet jy hoekom? Hy het geweet van hierdie vrou. Hy het geweet dat sy vol sonde was. Hy het geweet hoe sy hom aangeraak het wie sy is en sy het geweet wie hy. Sy het reg geweet wie hy. Daarom kon sy haar hart uitstort voor die Here. Sy kon haar hart uitstort en trane kon sy op sy voete laat val het. En haar hare wat natuurlik lank was, het sy dit gevat en sy voete mee skoon gemaak en afgedroog. En sy het 'n albaste fles gevat en sy die salf wat daarin gestoor was, het sy uitgehaal en sy het sy voete gebalsem en het vol dinges gesmeer. Salf gesmeer. Sy het sy voete gesalf, want sy het geweet wie is dit. Jy sien, daar is iets wat baie spesiaal gebeur. 3 dinge. Ek gee dit vir idees, soos wat die Here vir my gegee het. Die eerste het die fariseer geoordeel. Heel eerste toe ek aangery kom, het ek eers gedink, ja nee, hier staan nou weer nog 'n bedelaar. Hulle staan die wêreld vol, ekskuus tog. Is dit nie so nie? Ek het aangery gekom en klaar geoordeel gevel van wie hierdie persoon is. Ek het nie gesien wie is dit of wat is dit nie. Ek het net gesien, hoe staan 'n persoon, toe sien ek, okay, daai persoon staan in die middel van die pad, hulle bedel geld. Presies wat in 'n mens se gedagte kom. Ek het klaar geoordeel en ek ken nou nie eers nie. Ek het nie geweet wie sy nie, ek weet nou tot vandag toe nie wat sy naam nie. Ek het geoordeel. Sien, ons oordeel voor ons ken. Ons oordeel voor ons weet. Ons oordeel voor ons nog eers probeer het.
Dis maklik om altyd iemand te oordeel en te sê, ag nee, daai ou, nee, want hy sommer 'n robbies. Of daai ou is dit, of daai een is dit, of daai vrou is dit, of daai een is dit. Wie hoe sleg praat mense van hierdie dorp? Mense praat so sleg van hierdie dorp. Hulle sê al die meisiekinders en die vrouens in hierdie dorp is rondlopers. Ken hulle almal? Ken hulle al die dogters van hierdie dorp? Nee, hulle ken nie. Wie is hulle om hulle monde oop te maak wat in hierdie dorp aangaan? Hulle ken nie daai mense nie. En al het hulle sonde gedoen, wat het dit met daai een uit te waai? Wat het dit met daai een te doen? Al het hierdie hele dorp verval in sonde en gemors en is die Sodom en Gomorra, dan is dit die hele dorp, dan is dit reg, as God hulle wil uitwis, sal hy hulle uitwis. Maar wie is ek om dan te oordeel? Dis nie my werk om te oordeel nie. God alleen oordeel. Want hy is die koning van alle konings, hy oordeel wat sonde en ongeregtigheid is. En hierdie fariseer sal nog die audacity hê om te sê, en by homself te praat, vir homself te sê, nou wie is hy? As hy 'n profeet was, hy moes geweet het sy is vol sonde. Wat soek hy met haar? Kyk waantoe het sy gedagte gegaan, ek beloof jou sy gedagte het in die gutter in gehardloop. En die Here weet direk wat hy gedink het. Wat hy hier vir homself gesê het in sy binneste, het die Here direk geweet. En die Here sê vir hom, daar's iemand wat 'n geld uitleen. En daai ander ou skuld 50 stukke en die ander een skuld 500 stukke. Silwer. En hy stel hulle vry daarvan. Hy sê, alright, ek moet my nou betaal nie, is alright, ek weet julle het nie die geld nie, gaan maar. Wie van daai een sal jou die liefste hê, sê hy. En Simon antwoord en hy sê vir hom, my Here, ek sê dit in my eie woorde, seker die een wat die meeste geskuld het. Want dan is hy groot skuld mos nou van hom af. Hy sê, ja, jy het reg geoordeel. Toe dink ek, Here, weet u, die een wat die grootste skuld het in hierdie wêreld, kan ook vergewe word. Maak nie saak of jy 5 foute het of 50 foute het, en of jy 500.000 foute het. Die Here sê, hy vergewe dit. Hy kan dit vergewe. Maar ons moet nie oordeel nie, ons moet nie daai een oordeel wat daar staan nie. Het ek en u in daai een se voetstappe gestap? Het ek en u daar gisterand geslaap wat daai een geslaap het, want hulle het niks anders nie? In 'n veld, in 'n sloot, waar ook al. Nie, ons het nie. Ons slaap in warm bedjies, ons ry karre, ons is gesorg en ons het kossies om te eet elke aand en dit is wonderlik en die Here seën ons. Dis reg. Prys die Here daarvoor. Dis hy alleen wat vir ons sorg. Maar ek en u moet nie oordeel nie. Die volgende gedeelte. Wie het meer sonde as ander? Wie van u wat hier sit vanmôre kan sê ek het minder sonde as ander? Sonde, of jy 1 sonde het en of jy 10 sondes het, sonde bly sonde. Of jy 'n pen gezoppa het en of jy R5.000 gezoppa het, it's still the same. Dis diefstal. Jy sien wat ek vir julle probeer sê? Ons kan nie mense oordeel om onsself te meet aan ander se sonde nie. Het jy gesien, daai ou rook, hy drink, hy's elke tweede naweek is hy by 'n ander meisie, hy doen dit, hy doen dat, daai doen dit. Maar sy sonde is mos baie, dis hoekom ek kom ons mag oordeel. Is dit nie? Nee. Nee, stellig nie, sê die Bybel. Stellig nie, hoekom kan ek oordeel, want ek kan nie oordeel. God het eendag vir my 'n ding baie duidelik omstellig gesê, jy kan nie oordeel nie. Jy was een van die vuilstes van die vuilstes. En ek was. En weet jy wat die Here vir my kom doen? Patrick, hier sit ek vandag. Hier sit ek vandag. Ek kan hier staan voor u staan en vir u sê, dis nie die moeite werd om in hierdie vuilheid van hierdie wêreld te lewe nie.
Dit is nie die moeite werd nie. Kry jouself agter mekaar, hou jou lewe reg, hou jou lewe skoon. Gaan jy foute maak? Ja, boetie, ja, sussie, jy gaan foute maak. En as jy die fout gemaak het, gaan na die voete van die Here toe, huil op sy voete, vee dit af met die trane af met jou hare, en salf die Here se voete en sê, Here, wees my barmhartig. Ek het 'n fout gemaak. Dan sal die Here vir jou sê die volgende: gaan heen, jou geloof het jou gered. Gaan heen. Jou geloof het jou gered. Omdat hierdie vrou, en dit is vir my iets besonders, dat al het mense so baie van haar geskinder, al hoeveel het mense so baie van haar gepraat, al het mense soveel baie dinge oor haar gesê, al het daar miskien hoeveel mans by haar gekuier, ek gee nie om nie, maar die Here my God het geweet wie sy is, en hy het haar weer 'n kans gegee, omdat sy opreg na God toe gekom het, en sy het gesê, my Here, vergewe my foute, vergewe my Here, en die Here het gesê, kyk nou hierdie groot fariseer, hy is nou hierdie groot ou, hy is mos 'n man van die kerk, hy was nie eens my voete nie, hy gee my nie eens water vir my voete nie, hy gee my nie eens salf nie, maar hy wil net hier kom sit en oordeel. Ek sien dit meer en meer en meer, hoe predikers en mense net ander wil oordeel. Maar pastoor, ek wil jou net gou die waarheid vertel. Nee. Bring daai een. Bring daar die een met wie jy 'n probleem het. Dan kom sit ons al drie hierso en ons praat dit uit voor die Here. In die teenwoordigheid van God. Dan sien ons wat is die waarheid. Die meeste mense vermy dit, hoekom? Want hulle staan self skuldig. Dan kom hulle sondes ook uit. Ja, so baie keer kan 'n mens voor die Here, vanmôre het ek weer dieselfde gevoel. Ek het regtig dieselfde gevoel vanmôre. Ek sê, Here, ek is so jammer, dat ek die voertuig omdraai en daai vrou gaan help. Wie wat dink ek? Trevor, het dit dan ek gedink, nee. Patrick, wie wat ek gedink? Ek het gedink, ek het gisterand so lekker geëet, nee. Ek was rarig, nou was ek nou bederf, en ek het tot sweeties gehad na die tyd. Hierdie ronde chocolate sweeties. Ek was nou rarig bederf, dit was nou verskriklik lekker gewees. En toe ek hierdie vrou sien, toe besef ek eers, hierdie vrou het dalk gister nie eens geëet nie. Ja. Hoe honger moet sy dalk hê? Die Here praat met my. En weet jy wat? Ek is klaar. Ek is klaar met skinder en stories en allerhande gemors. Ek het my lewe ingestel volgens God. Ek het my hele lewe toegewy aan die Here, nou al vir hoeveel jare. Het ek foute gemaak? Ja. Al is jy 'n pastoor, al is jy 'n hooggeleerde ou, al is jy die teoloog van alle teoloë. Maak jy nog foute? Ja. Ek doen nog goed, ek word nog kwaad, ek raak nog ongeduldig. Ek sê nog baie keer goed wat kan ek maar sê stupid is. Ja. Ek kan my nie verontskuldig en sê ek is hierdie hoogheilige ou nie, ek is nie. Maar God het my gekies om sy werk te doen en dis wat ek moet doen. Ek moet dit doen. Hierdie laaste skrifgie wil ek vir julle lees. En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Op 'n ander plek sê hy vir die persoon wat na hom toe gekom het, sê hy vir daai selfde persoon, hy sê, gaan heen en sondig nie weer nie. Jou geloof het jou gered. Jy sien, daar's 'n verskil om te gaan en te gaan sondig of nie gaan sondig nie.
Op daai oomblik voel jy, nou is jy gered, die Here het met jou gepraat, die Here het jou vergewe, en dis alles great en is wonderlik. En dan gaan ons huis toe en dan gaan bly ons by die huis. En dan val ons weer terug en wonder ons hoekom. Omdat ons nie in die teenwoordigheid van God bly nie. Jy sien ons, as ons in die teenwoordigheid van die Here kom, kan ons nie anders as om ons neig te buig voor die Here nie. Maar as ons nie in die teenwoordigheid van die Here is nie, Trevor, dan beweeg ons onder sy salwing uit. As ons begin sterk word het, na rukkie, en ons het 'n lang pad met die Here begin te stap, dan word jy sterk. Dan begin jy uit te beweeg hier by die kerk, dan begin die wêreld vir jou net 'n evangelieveld word. Jy's opgewonde om iemand anders te gaan vertel van die Here. Jy sien, dit gaan nie net oor die salwing wat jy ervaar as jy by die huis van die Here is, of in die tent van samekoms is nie. Jy ervaar die salwing van die Here in die oggend as jy wakker word. Dan begin die Here met jou dinge te deel, met jou te praat. Miskien 'n liedjie op die radio, of op jou CD-speler, wat ook al. Wat ook al jy doen, op jou foon. Iemand stuur vir jou 'n liedjie, iemand stuur vir jou 'n versie. Ek weet nie, dan die Here praat op verskeie maniere met ons. Maar dan begin ons in die salwing te loop, begin ons in die salwing te wandel. Maar voor ons by dit uitkom, moet ons eers by die Here se voete uitkom. Yes. Dis waar dit begin. Dis waar dit begin. Wat gaan die Here maak? Sissie, kom staan gou hier by my. Kom staan gou, ek wil gou vir Sissie gebruik. Sy is so 'n pragtige meisie. Hier staan Sissie. As sy die Here is, ek gebruik as 'n voorbeeld, ek sê nie sy is nie. As sy die Here is, en ek kom na haar toe aan en ek is hartseer, en ek kom kniel by haar voete, en ek het gebid en die Here het my gesê, kom, gaan heen en Sondag nie meer nie, en die Here druk my teen sy boesem vas. Hoe gaan hy maak? Wat gaan sy maak as sy my 'n drukkie wil gee? Gee my 'n drukkie. Sien jy wat maak sy? Sy sit haar arms om my. Dankie. Dit is wat die Here doen. Hy gee ons 'n drukkie. Hy vat ons en tel ons op en sê, kom my kind. Stap in hierdie wêreld in, maar staan sterk. Gaan in vrede. Gaan in vrede daar waar jy rondbeweeg en verteenwoordig die vrede van die Here. Want dis wie jy is. Trevor, is nie altyd maklik by ons werke nie, is dit nie? Ons kry te doen met baie mense. Ons werk met mense. Ons werk met baie mense. Party maande het ons meer mense as ander. En hoe meer ons met mense werk, hoe meer kan jy in situasies kom waar jy dalk baie keer wie meer verloor. Dit is so. Maar wys jy die vrede en die liefde van die Here. Dis al wat belangrik is. Dis al wat nodig is. Wys vir die mens daar buite die kind van die Here. Nou ja, ek sluit af. Ek sluit af met iets belangrik. As jy, broer en suster, as u mense geoordeel het in hierdie tyd, hierdie maand wat verby is, as jy een keer iemand geoordeel het, nee, kan jy maar eerlik wees. Ek kan my hand opsteek, want ek is eerlik. Ek het vanmôre, net vanmôre vir die Here gesê, Here, ek is so jammer. Ek is so jammer dat ek gefouteer het. En die Here het my gesê, stel dit reg. Hoe stel ek dit reg? By die Here se voete. Ek het gehuil, want ek het geweet, Here, ek is verkeerd. Ek is verkeerd en ek is jammer. Maar dit het trane gekos uit my oë uit vanmôre, om die Here se voete nat te maak, om te sê, Here, vergewe my. Vergewe my, Here. Ek was verkeerd. Ek was verkeerd. Kom ons gaan hierdie week in,
en ons bemoei ons nie met al hierdie goed nie. So wees die vrede van die Here saam met u. Mag die vrede van die Here u dryf, u krag gee, u wysheid gee. Mag die vrede van die Here net saam met u wees, waaroor jy al mag beweeg in hierdie week. Al is daar die persoon wat vir jou die wêreld moeilik maak dalk, en ons ken 'n paar sulke mense. Jy's 'n kind van die Here, daardie persoon is nie. Prys die Here, amen. Wys die Here, kom ons bid net eers saam. En ek net gou iets byvoeg, voor die bid, Master. Ek was die eerste een wat so jy sê, wil van geld verlies, geld uit jou besie uithaal, wat gesê het, as jy gaan 'n drugs koop. So ja, ek skuldig. Maar die Here sê, dit gaan nie oor haar, sy kan drugs koop as sy wil. Dit gaan oor jy wat saai, dis jou gehoorsaamheid wat getoets word. Sy kan maak wat sy wil met wat sy ontvang. Amen. Dis tussen haar en God. So Amen. ons moet net doen. Amen, prys die Here. Patrick. As ons jou opkom na die oggend, sê dankie vir hierdie opspraak van ons self. Want wat mense eers al doen is, as jy wakker word, wat is die eerste naam? Telefoon. En dan kry jy al die tyd. Dus dan moet jy dalk besluit. Amen, jy's doodreg. Amen. Dit is so. Ek gaan nie vra, kom ons staan en bid ons saam. Vader, baie dankie Here Jesus, vir u, my God, dat u altyd saam met ons is, Here. Maak nie saak waar ons beweeg nie, my Here, u is altyd daar, u is altyd oral, Here, u is altyd daar om ons reg te help, Vader. Here, leer ons, lei ons, Here. Here, daardie ou koortjie wat in my hart is, Here, hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Hou my trou, my God, sodat ek trou aan u kan wees, Here. Here, minder van my, Here, en meer van u asseblief, my Here. So wil ons wees, Vader. Here, dat u meer in ons sal manifesteer en meer deur ons sal werk, Here, sodat daar minder van ons tevore sal kom, Vader. Baie dankie vir die liefde en die genade, Here. Dankie vir hierdie pragtige dag. Dankie vir hierdie diens, Here. Al die lof en eer, Vader, kom u toe. En elke een, Vader, wat hierdie woord hoor en gehoor het, Here, Vader, dat u hulle sal seën, Here. En Here, dat mense werklik waar tot 'n volle bekering sal kom in hulle lewe. In die mooi naam van Jesus bid ons alles. Amen en amen. Prys die Here.